Goeiedag, ek is Bianca en ek is saam met jou op reis deur die Bybel in 1 jaar. Vandag kyk ons na Deuteronomium 2. In hierdie hoofstuk word ons herinner aan die jare wat die Israeliete in die woestyn spandeer het. Die nageslag van Esau was verlangs bloedverwante van die Israeliete. Edom was 'n noemnaam vir Esau. God wou egter nie dat die Israeliete die land van die Edomiete verower nie. Israel was heel moontlik sterk genoeg om die Edomiete te verslaan en hulle land te neem. Maar hulle het slegs ontvang wat God aan hulle beloof het. God het aan Israel beveel om die Edomiete met respek te hanteer. Hierdie kom neer op goeie karakter. Wanneer ons mense wat op 'n ander of laer vlak is as ons, met respek en integriteit hanteer, weerspieël dit God se karakter. Die Moabiete was die nageslag van Lot. Een van die bekendste Moabiete in die Bybel is Rut. Die Moabiete was bekend omdat hulle die Emiete en Enakiete oorwin het. Die Emiete en Enakiete was 'n volk van groot en sterk reuse. Die Hebreëse woord Rephaim beteken die woord reuse. Die oorspronklike vertaling beteken egter vreesaanjaende wesens, of soos in Engels, fearsome ones. In die laaste deel van die hoofstuk sien ons dat koning Sihon van Hesbon geweier het dat die volk deurtrek. Dit het ontaard in 'n oorlog wat in Numeri 21 ook aangeteken was. God het agter die skerms gewerk en die hart van koning Sihon verhard. God het Sihon, wat nie gewillig was nie, toegelaat om in die bose weg van sy hart in te slaan. God het nie Sihon se hart van goed na sleg verander nie, maar dit in sy kwaadwilligheid teenoor Israel verhard. Die oorlog teen Sihon en sy volk het nie slegs oorwinning vir die volk van Israel gebring nie, maar ook oordeel van die samelewing van Hesbon. Om saam te vat. 38 jaar tevore het Israel geweier om die beloofde land binne te gaan, omdat hulle gevoel het dat hulle militêr oorweldig sou word. Toe hulle egter deur geloof die land begin binnegaan, het God vir hulle gewys wat al daai jare terug kon gewees het, as hulle maar net in hom geglo het. Mag jy 'n geseënde dag verder hê.